Openbaring 3 toe. En ek wil graag vandag bedien oor die gereedheid van die kerk, maar minder net 'n kerk gebou, het gaan eintlik oor jou. En hierdie boodskap is gebore in my hart om seker te maak dat wanneer ek en jy tyd uitkoop vir die Here in ons besige skedules, dat ons werklik waar met die Here sal sit en die Here as 'n prioriteit in ons hart sal stel en nie 'n louwarm kerk sal wees nie. Ek geniet hierdie foto wat daar binne is. Ek sien daar's nou ook brood, maar dit spreek van maaltyd. Ek sien die woord is daar, so hopelik sit ons genoeg tyd ook in die woord en in die teenwoordigheid van die Here. Daar's 'n besigheidsman van Amerika en hy spreek so by per geleentheid en hy sê, en hy begin emosioneel te raak en ek begin dit te verstaan want ek's nou ook vir die eerste keer 'n pa. So van die ouers sal dit nou verstaan. Hy sê, you can take everything away from me. En dan begin hy emosioneel te raak en sê, you can take my children away from me. But do not take away the presence of God. En hy sê, sy hele lewe, hy's 'n besigheidsman en hy doen redelik goed vir homself en hy help baie mense ook. En hy sê, deur sy lewe het hy die guns van die Here gekry, want die Here is teenwoordig as ook 'n vernoot in sy besigheid. En ek dink dis waarby dit stil staan, is om die Here se teenwoordigheid te hê. Maar in hierdie foto sal jy sien, die Here is nog nie teenwoordig in die huis nie, die Here staan buite die huis. Die Here klop vandag. En ek dink dis waarby die boodskap stil staan, net so ter inleiding, hierdie gedeelte, Openbaring 3, waar kom ons vandaan? Daar's 7 briewe geskryf aan die 7 gemeentes, en in Openbaring 3 fokus op die laaste 3 briewe, 5, 6 en 7 dan nou. Die eerste gedeelte dan nou in Openbaring 3 is dan 'n gemeente van Sardes, en hy sê vir hulle lyk asof hulle lewe, maar hulle is eintlik dood. Dis nie lekker wanneer iemand vir jou sê jou gemeente is dood nie. Ek onthou, ek onthou dit nou, ek was by 'n gemeente gewees in die Kaap, en ek onthou by hierdie spesifieke aanddiens, lyk dit nie asof die Here daar teenwoordig is nie. Ek onthou dit was bietjie dood gewees. Ag, julle gaan dit dink, ek oordeel. Maar ek onthou, dit mag gelyk so 'n program. En ek onthou 'n gasspreker kom in en hy sê, "Waar toe gaan julle nou? Wat maak julle nou?" En hy sê die mense gaan in die middel van die diens, hulle gaan uit om te koffie te kry. Hy sê, "Jy's hier vir die Here, kom sit hierso." Ek onthou maandag toe ons nou vergadering het, toe sê hulle, "Wie is hierdie gasspreker om vir ons te kom uithaal, vir ons te kom sê hoe ons kerk moet doen en nie kerk moet doen nie?" Maar jy gaan die woord van die Here en sê partykeer ons eerlik is mekaar. Hulle sê hierdie gemeente in Sardes, julle is eintlik dood. En dis die woord van die Here wat so sê. Nou is al volgende gemeente en is mooi, Philadelphia lyk as wat goed gaan daar by hulle. Hy sê eintlik in soveel woorde, hy sê, julle lyk vir my getrou. Dit wat ek van julle verwag, julle doen dit. Julle lyk vir my getrou. En dan stop hy stil in die laaste brief by die Laodicea. En hy stop by die gemeente, hy sê vir hulle, hoor jy, ek ken jou werke. En dan gaan ons die gedeelte lees en dan maak hy eintlik 'n oproep en die roep is nie om jou te straf nie, die roep is om eintlik jou in te trek tot bekering, en ek hoop vandag gaan jy saam met my uitkom by hierdie maaltyd. En hierdie maaltyd wat ek vandag praat, is nie 'n maaltyd wat op 'n tafel voorberei is nie, dis jou lewenstafel, dis in jou lewe, jou privaat lewe. Kom ons lees die gedeelte saam van vers 14 tot 22. Die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, dit beteken nou Jesus, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke. Die Here sê vandag vir jou, ek ken jou werke. Alhoewel dit vir daai gemeente was, soos dit ook vir ons geestelike lewe. Ek ken jou werke, dat nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Een van die twee. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hy sê eintlik, jy is so ryk, jy is so van al hierdie goed, maar hy sê eintlik is jy blind en jy is naak en jy is ellendig, jy is so klomp van hierdie dinge. Want jy sien dit in jou eie oë nie, my oë nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is. Dit beteken 'n geloof wat suiwer is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Jy sien, hierdie klere wat hy van praat is nie fisiese klere nie. Hy praat van iets anders hier, iets in jou binnekant, maar bly net by my. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Hierdie mense het salf gemaak. Nou hy sê, hierdie salf is minder
vir jou oë wat jy op jou oë moet, letterlike oë moet sit. Dit wat ek jou sal gee, sal jou geestelike oopmaak om ander nood te sien om jou. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Het jy geweet die Here mag jou tugtig en bestraf, wanneer die Here dit laas gedoen in jou lewe? Hy sê hierdie, wees dan ywerig en bekeer jou. Hierdie gedeelte van straf en van sy liefde wat eintlik geopenbaar word aan ons, hierdie tug, is eintlik om vir my en jou uit te kry by 'n suiwer plek saam met hom. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor, as iemand tog net my stem sal hoor, dan laat ons die stem van die Here gehoor. En die deur dan oopmaak, sal ek ingaan na hom en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Hierdie gedeelte spreek van Laodisense wat 'n redelike ryk omgewing was, of 'n stad was dan nou, in die Romeinse tyd dan ook. En hulle het redelik volop gehad, en dis hoekom hy praat van hoe ryk hulle is, en hulle het al hierdie dinge. Maar hy sê, ek verlang nie dit van julle nie, ek verlang nie dat julle moet spog oor alles wat julle het nie. Ek verlang iets dieper van julle, dat julle iets kan beteken vir my. Jy sien wat, om 'n bietjie terug te gaan, miskien van julle weet dit, daar was 'n kanaal gewees, dit was wel 'n oop kanaal gewees, wat hulle water van een punt gebring het na 'n ander punt toe. Nou, daar's omliggende areas soos die Kolossense areas, hulle het weer koue water gehad wat verfrissend was. Ek dink as Hierapolis, as ek dit nou reg uitspreek, wat weer warm waterbronne gehad. Hulle gedink daar's genesing daarin. Van ons wat in 'n warm bad sit, voel daar's genesing daarin. Ek hoor amen. Maar was jy warm, kon ek jou benut het vir dit, vir was, kon ek jou benut het vir verfrissing, koue water. Wie van julle hou van lou water? Jy drink met lemon met lou water. So, lou water is vir siek mense, en dis hoekom hy sê, ek gaan jou uitspuug. Wie van julle het al warm koffie gehad, en dan laat staan nie nou daarso, want ek moet nou 'n ding gaan doen, as jy terugkom, dan sien jy, die koffie is nou so lou, en as jy het proe, dan, dis nie warm nie. Dis ook nie iced coffee nie, dis nou hier so in die middel. Jy wil eintlik uitspoeg, jy wil my in die sink gooi. Of is ek enigste een? En die Here gaan hier so en hy sê, ek wens jy was warm, ek wens jy was koud. Eintlik wat hy sê is, ek en jy moet warm of koud wees. Hy wil ons benut, hy wil ons gebruik, maar ek kan jou gebruik vir niks nie. Hy sê, nou as ek jou selfs in my mond sit, dan spoeg ek jou uit. En Superkans sit ek ook by Roelof, en hy noem het, in daai, ek dink jy was daar gewees. Nog nie. Maar om die geskiedenis daarvan te leer ken, om te dink dat toeriste was daar gewees op daai spesifieke plek, en as hulle partytjie van daai water geskep het, wat in hierdie kanaal eens warm was, en toe begin lou word het, as hulle geskep het daarvan, hulle gedink, ons wil nooit weer na toe kom. Jy weet, as jy Kaap toe gaan, is die water koud. En as jy bietjie opgaan na Ballito se kant toe, dan raak die water beter. Maar hier is ons ergens in die middel, en hulle wil nie die water proe nie, hulle wil nie aan water sit nie. Wie van julle het al 'n lou badwater getap? Ek probeer lou by jou uitkry. Hierdie gemeente in hulle binnekant was lou. En die Here verwag iets dieper. Eintlik wat hy doen is eintlik so 'n mooi vergelyking. Hy kies iets uit hulle omgewing, en hy wil graag 'n punt vasmaak in hulle hart. Hy sê, julle weet hierdie ding wat julle so kwel, en wat 'n kwaal is vir julle, wat 'n probleem is en 'n hindernis is vir julle. Julle hou nie van hierdie lou water nie, wel julle is so. So hy maak dit tuis. Hy vat 'n voorbeeld en sê, julle is so. En vandag wil, as ek met jou kan praat en die woord van die Here met jou kan praat, wil die Here sê, ek wil jou gebruik, ek wil jou benut, ek wil iets doen, was jy maar koud, was jy maar warm, nou sê jy ergens in die middel, en daar's 'n lelike proses in dit, maar uiteindelik is daar iets moois aan die einde, wat jy sien in vers 21 sê, maar ek wil met jou maaltyd hou, ek wil by jou kom stil staan, maar kan ek en jy vir 'n oomblik hierdie bekering ding regkry? Dit is waarby die Here wil stil staan by ons. Want jy sien, die woord van die Here sê ook vir ons, ek so in my inleiding, die woord van die Here sê vir ons, ek wens jy sout, maar jy moenie jou smaak verloor nie, jy moet jou southeid behou. Anders word jy vir niks gebruik nie. En eintlik illustreer hy weer dieselfde punt, wil hy southeid weggooi. Soos hy die water sou spuug uit sy mond uit, gooi die southeid weg.
In die Engels sê, the salt is good to be thrown away, because it's lost its saltiness, and to be trampled upon, om oorgeloop te word. Ek kan nie gebruik nie. Selfs met die lig. Ons nou vanoggend sommer so van dit genoem, om die lig en die sout te wees. Die lig, ons moenie 'n kerk wees wat 'n demper op ons sit, wat ons nie ons lig kan laat skyn nie. Die wêreld moet sien dat ek en jy is kinders van die Here. Die wêreld moet eintlik sien dat ons sit met 'n ander maaltyd, in 'n ander privaatheid. Die publiek sal openbaar wat in die privaat gebeur saam met die Here. En ek dink dis waar vandag se boodskap wil stil staan. Is hoe lyk ons privaatheid met die Here? Hierdie is meer persoonlik as op net 'n publieke ding. Voor ons verder aangaan, kom ons dank die Here vir sy woord. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom in die wonderlike naam van Jesus Christus en te kan weet U woord praat met ons harte. Vandag ook so met elkeen van ons, nie net die kerk in Hebreë nie, maar vandag met ons as die kerk, as die tempel, as 'n lewende wese. Here, mag hierdie woord in ons harte penetreer, mag die woord iets in ons harte aanwakker, mag ons nie lou wees nie, mag ons warm of koud wees, mag U ons kan benut vir iets, of verfrissend wees, of selfs soos daai engel sê, to be warm, to be a healing to people. Maar Here, vandag kom bid ek, dat U woord in ons harte so sal werk, dat ons 'n verskil sal kan gemaak in ons wêreld. Begin by ons, Here, begin hierdie werk hier binne, mag dit uitvloei na 'n wêreld wat dit so nodig het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil graag op my eerste punt stil staan, en dit is die probleem. Die probleem is om lou te wees. Nou kom ek gaan in 'n beskrywing. Ek sit op 'n tyd op my Facebook, maar ek praat nou van 'n tyd terug. En ek sit daar op, what is worse than a lukewarm preacher of a lukewarm church is a lukewarm preacher that promotes it. Ek onthou ek sit daai woorde op, belief so sterk in my hart. What is worse than a lukewarm church is a lukewarm preacher that promotes it. En ek onthou 'n klomp van my pastoorsvriende sê, wat bedoel jy by louwarm? Wat bedoel jy by die? Wat bedoel jy by daai? En ek moet nou teologies begin raak. En ek onthou een van my mentors in die Kaap, hy beantwoord sommer vir my en hy sê daarso, wanneer my lippe iets spreek, maar my lewe spreek iets anders. En ek dink vandag as ek uitkom by lou, dink ek dis waarby dit uitkom. Jy sien, selfs die gemeente daar in Laodisense, hulle woorde spreek van al hierdie mooi dinge, al hierdie goeie dinge, maar hulle lewe is nie heeltemal by die maaltydproses nie. Dis nie daar by die Here nie. Daar's nie bekering nie. Hy sê dan, die roep is juis vir bekering. Ek gaan eintlik vir myself uit. Maar die roep is dat ek tot bekering moet kom. Die roep is dat ek weer myself moet draai en my prioriteite moet draai en my aandag moet draai na die Here toe. Want anders het ek aktiwiteite in my lewe sonder intimiteit. Anders het ek godsdiens sonder God. Anders het ek al hierdie reuse suksesse, soos een van die rykste areas in daai Romeinse tyd, in daai Romeinse ryk. Sonder my redder. Hoekom sê ek dit? Want Jesus lyk teenwoordig, maar hy staan steeds buite die huis. Is Jesus in jou huis of is hy buite jou huis? Ek praat van jou geestelike lewe. En hier is waar ek wil amper sê, hy klop. En terloops, hierdie klop in die Grieks beteken persistent, it's continue. Hy klop die hele tyd, elke dag. Daar's 'n lied wat ek luister, dit gaan oor Matteus 25, hy sê, there's a knock at the end of your busy day, but the voice of your plans drowns the voice away. Ons planne wat ons beraam, selfs met hierdie mense van Laodisense, hulle planne is vir wol, want hulle het geboer met wol, hulle het besigheid gedoen daarmee. Hulle het geweet hoe om salf hulle het salf gehad. En nou gaan Jesus en hy sê, julle het al hierdie goed, maar waar is julle dade? Waar is julle hart in hierdie hele proses? Hier is 'n gedeelte ek graag saam met jou wil lees in Matteus 21, net om dit te versterk. Julle ken die gedeelte te goed. Jesus gaan en hy probeer juis hierdie punt ook net weer eens illustreer, veral in die laaste dae. Hy sê, vanaf vers 28, Matteus 21 vanaf vers 28, maar wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad, en na die eerste een sê, hy gaan na die eerste een en hy sê, kind, ek gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry. Ek wil amper my weergawe sê, hy het tot bekering gekom. Hy het berou gekry. Daar's, man, ek kan dit in my pa doen nie. En hy gaan wel. En hy het gegaan en gaan werk in die wingerd. En hy het na die tweede gegaan en vir hom gesê, presies dieselfde. En hy sê, ja Heer. En hy het nie gegaan nie.
En dan vra hy, wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom. Die eerste een, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en al die ander mense, gaan julle voor in die koninkryk van God. Maar hy maak 'n punt hierso by die twee seuns. Die een se hart is ingekoop maar hy begin eintlik met 'n nee. Hy sê net, dit klink vir my te veel. Miskien voel jy vandag so. Miskien sê jy daar seker goeie Here oor jou pad plaas, maar jy voel jou gehoorsaamheid is net nog nie daar nie. Hier's 'n gedeelte waar hy praat van berou. So jy sit eintlik in 'n spasie van ek is lou. Die Here het my 'n woord gegee en ek wil dit gaan uitleef. Ek wil dit doen. Ek wil aandag gee daarop, maar ek is nie 100% seker nie, maar daar's eintlik 'n berou. Ek wil graag my Vader in die hemel gehoorsaam. Julle sê die Here lief hê wanneer hulle sy gebooie gehoorsaam en dit uitvoer, dit doen. Want geloof sonder dade is niks. Dis dood. En hierso verlang die Here dat daar dade sal wees, dat daar iets sal wees. Gaan in my wingerd en bewerk. Gaan doen wat jy weet jy moet doen. Maar doen ek en jy as kerk dit, of bly hierdie nou 'n storie? Vandag kan ek vir jou die woord van die Here lees en dit klink interessant en dit klink mooi en hier is inligting tot openbaring is vir jou om dit te gaan leef. Vir my ook. En so vandag wil ek graag by jou stil staan om te sê dat wanneer dit kom by lou warm, is dit soos daai tweede een wat gesê het, pa, ek sal dit gaan doen. Ek beloof ek sal dit gaan doen en dan doen hy dit nie. Daai is lou warm want my lippe spreek iets, maar my lewe spreek iets anders. En ek gaan weer terug na John Nell toe, Pastor John Nell toe hy daar gesê het. When my lips confess one thing, but my life reflects another thing. Was dit nie die gemeente gewees van daai tyd nie? En dit is ook wat ek vir hulle sê, ek ken julle werke. Julle is nie koud of warm nie. Julle is soos hierdie kanaal. Ek wil eintlik dit my mond uitspieg. Dit is die resultaat. Ek wil nooit in so 'n plek wees saam met die Here nie. Ek wil graag net 'n paar punte vasmaak. Ek dink by myself, kan ek karakters miskien opnoem uit die Bybel wie lou warm is, wie half van of hulle is daar, maar hulle is ook nie heeltemal daar nie. Dan dink ek aan 'n Jona. Julle weet Jona. Nou, ons kan Jona elke Sondag opbring. Want ek en jy is partykeer so Jona. Die Here roep ons en sê, Here, ja, wie? Daai Sondag. Nee, sy sê moenie gered word, hy moet hel toe gaan. Wie van julle voel so, daar's iemand in jou lewe? Nee, ek gaan moenie jou hand opsteek nie. Maar ons partykeer, ek onthou ek was op 'n punt daar gewees. Ek was hartseer gewees. En ek het myself, Here, hierdie ou. Ek het nooit van sy naam gehou nie. Nou as ek iemand ontmoet met die naam De Wet, dan sê ek, hallo De Wet. Ek's lief vir jou. Maar ek onthou daai tyd het De Wet my seer gemaak en ek het altyd gesê, nee Here, hierdie ou moet hel toe gaan. Toe sê die Here vir my, almal moet hel toe gaan. Maar dis hoekom my genade daar is vir jou. En ek onthou ek tree in vir hom en vandag is hy tot bekering, vandag het hy 'n verhouding met die Here. Maar ek dink vir 'n oomblik by myself, ek was soos 'n Jona gewees. Ek het 'n Ninive gehad en ek dink by myself, nee, daai mense moet hel toe gaan. Jy sien, die probleem is nie altyd daar buite nie, die probleem is hier binne. Jona se probleem was nie daar buite gewees, hy was hier binne gewees. Laodicea se probleem was nie buite gewees, dit was 'n binne probleem gewees. Die maaltyd oomblik wat ek en jy het, is nie 'n buite probleem, is 'n binne probleem. Jesus is daar, hy is nie daar buite, hy is hier voor my en jou deur. En hy klop by my en jou hart. Laat ons hom toe op 'n daaglikse basis. En so hier kom Jona en hy kom later toe weer tot inkeer en tot bekering. En dan gaan hy na Ninive toe, maar die einde van die storie lyk my is ook nie so goed nie. Hoekom is dit so dat ek en jy, as kinders van die Here, so spring tussen koud en warm, ons weet nie meer regtig waar ons is nie, ons word geroep om effektief te wees vir die Here. Om een van die twee te wees, maar nie lou nie. Ek weet nie of dit 'n baie goeie ding is wanneer iemand praat van 'n lou warm Christen. Ek wil nie so geken word nie. Of ek's aan die brand vir die Here, of ek's nie in die brand vir die Here nie. Of ek skyn sy lig, of ek doen nie. Ek sê op 'n tyd onlangs vir iemand, jy kry nie iets soos 'n dooie Christen nie. Jy's aan die gang vir die Here, jy's aan die brand vir die Here, jy skyn vir hom. Dit beteken wanneer ek, waar ook al ek is, waar ook al ek staan, wat ook al ek doen, wat ook al ek sê, waar ook al ek is, ek is 'n instrument in sy hand. Ek hou nogals van wat, ek weet sy naam, vergeet die dokter van Iran. Ek hou nogals van wat hy gesê het. Wat is ons 'n liggaam? Ons help mekaar, ons dien mekaar. Dis my 'n riem onder die arm, ek weet, of wat is die riem onder die arm? Onder die hart. Ek weet nie wat dit beteken. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit klink mooi. Maar dis kosbaar om te weet, ons kan 'n liggaam wees, saam mekaar vir mekaar. Jy so, en ek noem dit net vir 'n oomblik.
Maar bel iemand my gister en sê, Willem, ek moet jou definitief kom sien asseblief. Ek moet saam met jou bid. Ons staan die tyd af en ons kom by mense uit. As iemand jou bel, is jy daar. Like my Laodiceense tyd gehad vir alles omtrent behalwe om koud of warm te wees, om effektief te wees, om iets te kan beteken. Ek dink vir 'n oomblik aan Judas. Hier is een van die belangrikste goeders, miskien jy al gesien op die internet. Judas is die direkte voorbeeld van om in die teenwoordigheid te wees van die Here sonder om verander te wees. En dit is juist hierdie gemeente van Laodicea. Hulle is half en half, hulle is 'n gemeente. Hulle is 'n kerk. Ek amper sê besig met die dinge van die Here, maar hulle ken nie die Here nie. Hulle ken nie sy hart nie. Hulle dra nie dit uit nie. Hy sê ek ken jou werke. Ek weet. En ek wens jy was hierdie of hierdie gewees. En so vandag kry ek en jy die keuse om te fokus nie op besittings nie. Jy weet, want Judas het gefokus op die besittings, op die geld wat hy gekry het, en op 'n klomp goeders gefokus. Ek en jy hoef nie daarna te kyk nie, ons kan kyk na die Here. Hoor hierdie gedeelte in Matteus 6 vers 24. Jy ken al te goed. Niemand, sê saam met niemand. Dit beteken nie iemand van ons hier. Dit beteken daar's 'n en voor, daar's niks. Dis niemand kan twee Here dien nie. Wanneer ek dink aan lou, wanneer ek dink aan die probleme lou waarom Christen dink aan myself, daar's heel waarskynlik twee Here. So nou moet jy na twee mense probeer luister. Ek gesels onlangs met 'n jong man en hy sê vir my, jy is hopelik by een besigheid, jy is hopelik nie by 5 besighede nie. Want net as jy so by almal betrokke, die ouens dink, hoorie, maar jy werk vir my en die kompetisie. Is dit nie miskien so met 'n lou warm Christen nie? Jy is half vanaf van die Here se kant, maar jy werk ook vir die kompetisie. Kan ek 'n eina kry? Nee, jy hoef nie te sê nie. Maar dubbelhartigheid laat my aan hierdie gedeelte dink, want hy sal die een haat en die ander lief hê. Of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En waarby kom ek uit in hierdie spesifieke gedeelte? Die probleem is, ek kan nie na die Here luister en met die Here dien met my lippe, maar my lewe spreek iets anders nie. Ek wil graag die Here dien met alles in my. Hoor gou hierdie gedeelte wat Spurgeon sê, as ons net daai fotootjie kan opsit daarso. Spurgeon praat met 'n paar ouens, hy sê hierso, I do not think the devil cares how many churches you build, if you only have lukewarm preachers and lukewarm people in them. En dis waarop dit neerkom. Ons kan soveel kerke bou soos wat ons wil, maar as die kerke nie effektief gaan wees nie, ek gaan weer by die effektiwiteit daarvan. Lou warm beteken ek is nie eintlik iets nie, ek is oneffektief. So wanneer dit kom by my en jou, behoort ek en jy effektief te wees vir die Here. Mens sien ons 'n nuwe ding in hierdie era waarin ons leef, wat ons noem camouflage Christianity. Ons blend in met die wêreld, ons blend te goed in met die wêreld. En ek en jy word geroep om uit te staan. Daar's 'n boek met die naam Jesus Freaks. Daar's 'n lied wat sê, I would be a fool, but if I'm a fool for Jesus. En dit klink vreemd, maar dit behoort so te wees. Paulus gaan in Galasiërs 1 vers 10 en sê, ek wil nie meer mense behaag nie. Ek wil God behaag. Hy gaan so sterk en hy lê klem op Romeine 1 vers 16. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Ek is oop voor julle. Ek leef dit uit. Ek gaan nie sit met lou warmheid in my hart en in my geestelike lewe nie. Ek gaan in die brand wees vir die Here. Kan ek 'n amen kry daarso? Wil jy ook in die brand wees vir die Here? Ek wil nie 'n camouflage Christian wees nie. Ek wil nie hier een mens wees en daar buite ander mens wees nie. Ek dink een van die moeilikste goed wat ek gehad om te verteer, so 5 jaar terug. Ek dink sy naam is Leonard Stone. Hy's 'n groot gemeente leier. Ek weet nie presies wat sy gemeente nie. Ek gaan nou lieg as ek sê, daar's te veel. Hulle almal klink baie keer dieselfde. En hy sê, die beste leier, en miskien is dit ook vir elkeen van ons, die beste Christen, is een wat op die verhoog dieselfde is as wat hy is wanneer hy sit by die bank by die huis. En ek dink dis nie net iemand wat reg oploop nie, ek dink dis iemand wat opreg is in hulle hart. En ek dink dis by hierdie gedeelte, jy sien, die gemeente van Laodicea sê almal loop reg op. Maar die Here sê, ek gaan nie om hoe reg op jy loop nie, ek wil graag kyk hoe opreg jy is in jou hart. Ek wil graag oorbeweeg na die volgende gedeelte toe, die oorsaak van om 'n lou warm Christen te wees. Dit is 'n groot woord daai. Hoe lank terug het jy daai woord gehoor? Selfgenoegsaamheid. Jy self is genoeg vir jouself. Dit wat jy opbou, dit wat jy doen, jou wêreld, dis genoeg vir jou. Hoor hierdie woorde. Die grootste val wat ek en jy kan besef en beleef is wanneer ons sê, nee, ons het genoeg. Here, ek nodig niks meer nie.
Maar die Here sê, ek wil jou kom haal dit, ek wil gereeld by jou inloer, ek wil gereeld by jou wees, ek klop aanhoudend by jou deur, ek wil nie net met een keer afspraak wees en jy beleef iets in my hart en iets met teenwoordigheid en dan doen jy nooit weer nie. Ek wil jy moet 'n herhaaldelike ding wees, ek wil saam met jou sit, maar jy sê baie keer vir jouself, nee, ek het hierdie goed, ek het alles in orde. Dis die gemeente van Laodicense. Hulle is al hierdie goed is in orde, ons is reg, ons weet dit. Die Bybel gaan sê vir ons in Matteus 16, what shall it profit we gain all the world but we lose our soul? Wanneer ons sê ons het genoeg. Dis hierdie gemeente. Dit gaan nie sleg met hulle nie. Dit gaan goed met hulle. Daar's voorsienigheid, daar's voorspoed. Dit lyk hulle is een van die rykste areas daar gewees. Want hulle weet hoe om besigheid te doen en so. En dan sê die Here, maar ek gee nie om hoe jy jouself kan sustain. Hulle noem dit in Engels self-sufficient. Ek kan vir myself sorg, Here. En dan wonder ons hoekom ons geestelike lewe nie altyd op die sterkste plek is nie. Want ek en jy word geroep om daagliks kruis op te neem. Dis hier ek volg nie. Daai bekende woorde, the cross before me, the world behind me. Ek kan nie meer met myself net sit nie. Ek dink een van die lelikste ding wat ek gehoor het is toe ons in 'n vergadering was en daar word gesê, een van die lelikste goed van die bediening is wanneer ons gewoond word om dit te doen. Gewoond word, dis maar gewoonte. Ek onthou, julle ken van Karl Kitsoff wat so tydjie terug hierso was, dink is verlede jaar gewees. Hy het altyd hierdie gesegde gehad wanneer dit kom by verhoudings. Hy sê jy's nie lief vir daai persoon nie. Maar dis net verhoudings gewees, nie huwelik gewees. Hy sê jy's nie lief vir daai persoon nie. Jy's net gewoond aan haar. Jy's net gewoond aan hom. Mag ons nooit gewoond word aan die Here nie. Mag ons nooit gewoond word aan dis die woord van die Here, dis my woord sê ek gaan eendag hemel toe gaan. Dit klink nou great, wanneer mense dit so sê, maar uiteindelik is daar iets dieper aan dit. Mag ons nooit gewoond word aan die Here nie. My dosent het my gesê, William, as jy nie verras word deur God nie, gaan jy verveeld word. So kom ons sit tyd in saam met die Here. Kom ons wees nie selfgenoegsaam nie. Hoor dit sê Paul Washer, nou wie van julle weet wie is Paul Washer? Jy mag dalk net op tone getrap kry. Hy sê iemand in sy gemeente kom na hom toe en sê vir hom, Pastor, for 11 years I haven't sinned. To say, really? Say, yes, for 11 years I haven't committed one sin. I promise you. To say, congratulations. Can I ask you something? Nou hier kom die ding. As jy vir Paul Washer ken, hy het altyd 'n baie groter challenge die vir hom gee. Hy sê, when I look at Matthew 22 verse 37, the greatest commandment, you shall love the Lord, ek praat nou Engels. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, all your understanding. Have you been doing that properly for the last 10 years or 11 years? En die ou kyk so, hy sê, because there's only one person who could give God that devotion he deserves, and his name is Jesus Christ. En in 'n oomblik besef hy, ek is nie selfgenoegsaam nie, ek het gedink ek het dit reg, ek dink ek het die lys en die wet en alles reg, maar dien ek en jy die Here. Dis Laodicense se gemeente. Hulle het dit al vanaf hierdie brief op om te sê, ons doen seker goed is reg, maar Here kyk nie na die buite ding nie, Here kyk na die hart. Here kyk nie vandag na al jou hy kyk nie na jou bankrekening nie, hy kyk nie na die huis waarin jy bly nie, die kar waarin jy ry nie, hy kyk nie wat al daai goeders is nie, ek en jy wat 'n ring in die vinger het en hierdie horlosie, al die mooi dinge. Die Here kyk nie na wat buite is nie, Here kyk wat binne is. Ek self genoeg, jy weet. Dis great, ons moet wees. Ek hoop so. Jy is selfstandig en jy kan op jou voete staan en so. Maar hierdie gedeelte praat nie daaroor nie. Dit praat nie van die uiterlike nie, dit praat van die innerlike. Hierdie is 'n privaat boodskap, 'n introspeksie boodskap. Selfgenoeg sê, ek kyk na myself en my lewe, maar dit is alles eintlik net genade wat uit die hand van die Here kom. As ek en jy besef, weer eens daai gedeelte wat sê, wat ek is net genade, wat ek het, is net geleen. Jy sien, hulle was wel af, maar Jesus gaan hier en hy maak 'n baie sterk statement. Hy sê, maar julle is eintlik arm. Hulle is in die bedryf van oogsalf, maar hy sê, julle is eintlik geestelik blind. Hy sê, julle maak al hierdie wol, al hierdie dinge bymekaar, want dis wat hulle gedoen. Hy sê, maar eintlik is julle in my oë naak. Kyk na my. Dit wat ek in julle plaas, is van baie meer waarde as dit wat om julle aan die gang is. En vandag is dit waar by die boodskap stil staan. Om nie selfgenoegsaam te wees, om te sê, maar dit wat ek opgebou het, is ek nie. Ek gaan terug na daai voorbeeld van hierdie besigheidsman van Amerika, Patrick Bet David. En hy sê, take everything away from me.
Alles wat ek dink ek opgebou het, ek was vir myself genoeg gewees. Sê, dis die guns en die genade van die Here, is die teenwoordigheid van die Here. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by Matteus of by Markus 10. En Markus 10 praat van hierdie gedeelte van die ryk jong man. Hoor gou die gedeelte. Vers 17, Markus 10 vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom neer op sy knieë en vra vir hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe God nie. Of naamlik een nie, behalwe God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort doen nie. Eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." Hy sê: "Ek is genoeg, ek doen goed, ek doen goed." En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Ek kan sien jy dra nie 'n no-name skoen daar nie." In William se woorde. Ek kan sien daar is 'n mooi skoen wat jy daar dra. Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Hoor dit sê die woord. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Vers 24 sê, en die disippels was verbaas oor sy woorde, oor Jesus se woorde. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: "Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan." Ons kan self genoeg wees, self-sufficient wees, ons kan op onsself fokus, op ons rykdom wat ons opbou. Maar dan kyk ek weer na Prediker. Prediker is nou nie heeltemal maar die beste boek om altyd te lees nie, want hy sê al hierdie dinge wat jy opbou, is alles 'n gejaag na wind. En myself, Here, hoe moet dit daar staan? Al hierdie dinge wat ek opbou vir Oliver, vir Natalie en vir die nageslag, al hierdie goeie sê, mag hulle dalk blaas om eendag Europa toe te toer. Next spot. Maar waarop hierdie ding neerkom is, ek plaas soveel van my vertroue in dit wat ek opgebou het, ek vergeet van die Here en wat werklik waar saak maak. Jy sien, hy het staat gemaak op dit wat hy het in sy hande, soos die gemeente van Laodisense ook. Vraag vir jou, waarop maak jy staat meer as die Here? In jou lewe, waarop maak jy staat meer as die Here? Sommige net so 'n ligte storie. Ons is in die bakkie, ons wil graag bietjie van die plaas af deur gaan Kaap toe, en ek onthou ek wil die bakkie gaan volmaak, en ek sien daar's 'n kledingman daar so, hy sê: "Hallo meester, kan ek volmaak?" Ek sê: "Ja, maak vol." Hy kyk toe binne die venster, hy hoor toe nou Oliver is nou bietjie buierig daarso. Hy sê: "Jo, hoe oud is hy kleinkind van julle?" Ek sê: "Nee, hy's 2,5 maande." "Jo, wag het hy so 3 kom." Toe sê ek: "O, ja." Toe sê hy: "Ja, nee. Ek kry niks vir myself gekoop nie." Jy sê, hierdie kind, hy soek 'n Nike, hy soek 'n Adidas, hy soek 'n Puma, hy soek 'n Kaiway, hy soek al hierdie goed. Ek het niks. Ek moet net vir hierdie mense sorg, hierdie kinders van my sorg. Hulle wil al die name brands hê. En nou myself, dis die ding van die lewe. Nou, niks weggevat daarvan of nie. 'n mooi skoen bly 'n mooi skoen. 'n mooi kar bly 'n mooi kar. 'n mooi huis bly 'n mooi huis. 'n mooi horlosie bly 'n mooi horlosie. Die goed bly mooi, maar ek maak nie staat daarop nie. Ek plaas nie my waarde daarin nie. Die maaltydwaarde is my baie groot, en dis hoekom ek vir oomblik daarby stil staan, want hierdie weerspreek eintlik teen wat die maaltyd vir ons het. Hier is al die uiterlike dinge, maar dan gaan ons dieper na wat die woord van die Here vir ons sê. Die Here soek opregte toewyding. Genuine devotion. Wanneer ons saam met hom sit, dat dit betekenisvol is. Jy sal saam my goed weet, jy kan by iemand sit vir 5 ure en dink, wat het ek daar gemaak? Miskien kan jy terugdink aan so 'n geval, waar jy gesê het, ons gaan nie weer terug na dit toe nie. Next spot. Maar jy kan 5 minute in iemand se teenwoordigheid sit en dink, dit was nie genoeg gewees nie. Ek wil nog 5 dae saam met jou sit.
Wie van julle weet van, is daar so 'n persoon in jou lewe? Genuine devotion, opregte toewyding aan die Here, is wanneer ek in sy teenwoordigheid sit, en besef, Here, hier vlek ek oop my hart, en ek maak my lewe oop. Ek wil maaltyd hê met U. Ek wil nie hê U moet aanhou klop nie. Ek wil oopmaak, en ek wil graag fellowship hê. Ek gaan oor, en ek is besig om amper af te sluit. Gee my 'n sekond. Ons gaan oor na die beloning. Dis maaltyd. Nie saam met enige persoon nie, is maaltyd saam met Jesus. Jy sien, hier is 'n gedeelte, daai is alleenlik moontlik as gevolg van. As ek dit nie mis het nie, is daai nog nie, dis nog nie daai gedeelte nie. Gee my 'n sekond. Dis eers die oplossing, skus. Die oplossing. Sy liefde lei ons na bekering. Nou as al hierdie goed gesien het, nou miskien vandag sit jy hier so en jy dink by jouself, hoor jy so, dis nogals ek voel ek is ergens hier lauwarm. Ek het ergens ek voel ek brand vir Here, ek is aan die gang vir Here. Ek het regtig hierdie begeerte om in gehoorsaamheid op te tree. Hoor gou, in my voorbereiding beleef ek hierdie woorde. Ons is geroep om gelei te word deur die Gees van die Here, gehoorsaam te wees aan die woord van die Here, as 'n kind van die Here, om ander te bereik vir die koninkryk. Dat ek en jy gevul sal wees op so 'n mate, dat ons nie kans het om te dink, hoe word ek, jy moet amper vir jouself vra, hoe word ek lou? Hoe word ek flou? Maar daar's 'n gedeelte in die woorde van die Here wat sê, rekindle the embers, ons moet weer hierdie genadegawe aanwakker, want partykeer voel ons slaap, partykeer voel ons is mat. Maar dis hoekom die Here vir ons lei en roep in sy liefde en in sy tug na bekering. Draai die persoon langs jou sê, is jy bekeer? Bekering is nie net vir mense daar buite wat nie die Here ken nie. Bekering is hierso. Weet jy hierdie gedeelte, toe ek dit gaan opsoek, toe ek bietjie my ondersoek oor hierdie gedeelte, besef ek in 'n oomblik, ons kan nou sê, Jesus knocks at your door, are you ready to accept Him as your Lord and Savior? Dit klink soos 'n evangelistiese boodskap, maar hierdie gaan oor 'n gemeente. Dit beteken dis kinders van die Here. Ek het so 'n foto gelees wat sê, Jesus gave one of His strongest warnings to lukewarm believers, not to the world that's lost, but to lukewarm believers. Mense wat glo in die Here, maar die doen wat hy sê nie. En dis hoekom hy sê dat ek en jy op 'n plek sal kom waar ons tot bekering kom, om inkeer te sien en weer terug te kom by sy hart uit. Dis 'n daaglikse ding wat gebeur. Hoor sê Matteus 3 vers 8, hy sê, dra dan die vrugte wat in pas is met die bekering. Nou, dit klink vir my reg. Bear fruit that's in accordance with repentance. So dit beteken, hy sien hulle vrugte van daar resense, en hy sien die vrug, ek weet nie, ek kan amper nie as daai vrug oordeel nie. Hy sê, as daar bekering is, dan sal verandering, dan gaan julle vrug anders lyk. Julle is besig om die uiterlike te prys, maar nie te fokus op die innerlike waarde en waarheid wat ek en julle wil kweek nie. Jy sien, op die lewenstafel is daar 'n maaltyd wat ek en jy vir die Here voorberei het. Ek wil graag hierdie gedeelte net saam met jou lees. As ek daarby kan uitkom, hier sê. A table that is filled with worship, not distractions. A heart that is seasoned with repentance and not pride. A life that hungers for God's presence and not just His blessings. A church that's pursuing His will and not our own comfort. En as ek hierdie spesifieke gedeelte lees, dan dink ek myself, is dit nie wat die Here van ons verlang nie, dat ons minder van onsself sal staat maak, en sal gaan na hom toe, en by hom sal sit. Hy wil nie aanhou klop, en aanhou klop, en aanhou klop, en aanhou klop vir hom, geen antwoord te wees nie. Hy sê, kyk, ek klop aan die deur, en ek wil graag inkom. Hy gaan eintlik, en hy skets vir ons die resultaat. Hy sê vir ons, maar as jy vir my oopmaak, in 'n oomblik, gaan ek saam met jou inkom, ek gaan saam met jou maaltyd doen. Ek gaan jou ontmoet in jou nood, ek gaan jou ontmoet in jou voorspoed, ek gaan jou ontmoet in jou teëspoed. Waar ook al die seisoen van die lewe jou lei, ek gaan jou ontmoet daarso. Maak net jou hart oop vir my. Ek wil jou ontmoet daarso.
Revival begins when the church stops asking, what can Christ give to me? What can Christ do for me? It starts when we say, what can we prepare for the Lord? What can we prepare for the Lord? Hierdie gedeelte praat van, ek kom in na jou toe, en dis hoekom ek eindig met my laaste punt, wat die beloning eintlik is. Die beloning is om aan tafel te sit saam met Jesus. Daar's 'n bekeringselement, daar's 'n liefde, daar's 'n tug wat gebeur, en die Here wys jou foute dalk vir jou uit, en sê vir jou, maar ek wil nie met lou warm wees nie, ek wil graag hê jy moet iets vir my kan beteken, maar kom sit net eers met teenwoordigheid, want as daar bekering is, sal jy sien, die uitvloei daarvan, is jy gaan my koninkryk uitbrei. Die uitvloei daarvan is, wanneer jy by my sit, is daar 'n ander publieke teenwoordigheid. Want ek is saam met jou, ek is met jou. Die opdrag en die mandaat wat ek in jou hart geplaas het, is om 'n verskil te maak in die wêreld buite, dat ek en jy sout kan wees vir 'n wêreld wat ons nodig het, dat ons lig kan wees, dat ons of koue water kan wees, verfrissend vir mense, of warm water kan wees vir mense, waar mense beleef dat in my en jou teenwoordigheid by hulle, dat die Here se heerlikheid op so 'n manier uitgestraal sal word, dat in ons teenwoordigheid beleef hulle 'n stuk genesing. Het jy al by iemand gesit en jy voel sommer in hulle teenwoordigheid, voel jy iets in jou hart is besig om gesond te word? Iets in jou lewe is besig om gesond te word? Ek kan nou sê, dis heel waarskynlik as soveel van daai persoon wat gaan sit by die Here. Mag ek en jy so wees vir mense. Daar's 'n punt van bekering, en as ons gedraai het van dit af, is ons 'n verskil vir mense. En ons laat hulle anders as wat hulle gekry het. Want dis wat bekering doen. Dit verander my en jou, sodat ek en jy nie teenwoordig kan wees vir ander mense, om hulle te verander. Daar's die gedeelte. Maaltyd, saam met Jesus. Tyd in sy woord. Genuine devotion. Ek gaan vra die band vir ons opkom, net vir ons iets speel. Hoor jy die gedeelte? Selfs met vanmôre se nagmaaltafel. Die Here gaan berei vir ons hierdie maaltyd voor. Hy sê, hier is my liggaam vir julle gebreek. Hier is die wyn wat ek skink, dit is my bloed wat vir julle uitgestort word aan die kruis. Dis 'n tafel wat hy voorberei vir ons. Ons sien dit in Psalm 23, waar hy sê, U berei 'n tafel vir my voor in die aangesig teenoor my teestanders. Dat jou vyande mag weet, die Here is aan hierdie persoon se kant. Dat die vyand mag weet, ons het 'n onregverdige voordeel, want God is vir ons, God is met ons, en die vyand het nie die laaste sê nie. Dat die mense daar buite, ek wil amper sê jou vyande, sal weet, die Here is met jou. Die Here berei daai tafels voor, maar nou kom hierdie gedeelte in en sê, in vers 20, ek klop aan die deur, kyk ek staan en ek klop aan die deur, maak oop, ek wil graag by jou kom maaltyd hou, by elkeen van ons, wil ek kom maaltyd hou, ek wil saam met jou sit. Hoe besig is ons dag? Wie van ons voel partykeer, ek sit tyd in met die woord van die Here, my voel steeds leeg. Ek bid leefwoorde ergens teen my plafon, ek hoop dit gaan na die Here se oor toe, maar dit voel vir my steeds leeg. Daarom wil ek by jou vandag uitkom, en vir jou sê, ons regtig waar in teenwoordigheid van die Here sit. En partykeer, ek gaan eerlik wees, partykeer voel my ook soos leefwoorde. Ek wil nie sê, daarom bid ek nie, maar ek bid. Hierdie gedeelte gaan oor dat ons werklik waar die distractions, die goed van die sorge van die lewe eenkant sal sit en sê, Here, ek kan nie nou daai beheer nie, maar ek kan nou hierdie oomblik beheer en ek kom sit by u voete. Ek gaan nie nou 'n Martha wees wat daar rond hardloop nie, ek gaan 'n Maria wees wat hier by u voete sit. Jesus gaan en hy kyk op in daai boom en hy kyk na Saggeus. Hy sê, Saggeus, kom maar daai boom uit, vandag moet ek by jou kom maaltyd hou. Jesus is daar so by die Emmausgangers. Hy breek die brood saam met hulle, hy is weer in maaltyd saam met hulle. Kan ek vir jou sê, die Here wil maaltyd hê saam met jou. Die Here wil saam met jou sit. Daar so klop hy aan die deur. Vandag klop hy aan jou deur en sê, ek wil jou nie in hierdie 2026, die helfte van 2026, ek wil jou nie net so laat nie. Ek klop aan jou deur. Sal jy vir my oopmaak? Maar die oopmaak is nie die antwoord nie. Dis nie die eindresultaat, dis nie die eindpunt nie. Die eindpunt is hierdie, is dat hy wil gaan sit. Hy wil nie opdaag by jou huis nie. Hy wil nie opdaag in jou lewe nie. Hy wil saam met jou sit. Die Here het 'n manier om vir ons te laat sit. Dis hoekom sy woord ook sê, hy laat ons neerlê in groen weiveld. Ek en jy is in 'n besige tyd, in 'n besige dag, met die besigheid van die wêreld.
tyd uitkoop om saam met die Here te sit. En dis die roep op die kerk. As die Here vandag op jou hart klop, wat hy doen? Maak ons net oop en sê, ag Here, welkom my lewe. Of sit ons intentionele tyd uit en spandeer tyd met die Here. Want die vrug daarvan sal nie louwarm wees nie. Die vrug daarvan sal wees bekering. Die vrug daarvan sal wees, ons beteken iets vir die omgewing rondom ons. Ons spog nie nou meer oor hoe ryk ons is nie. Ons spog nie nou meer oor al hierdie mooi. Ons spog oor die redder van my siel. Ons spog oor die gesondheid in my binnekant. Miskien kan ek vir 'n oomblik stil staan. Iets wat my naby is hierdie afgelope ruk, is die kosbare ding wat ons tyd noem. Jy geweet in my wêreld, ek sê nou vir jou, niks is so belangrik soos tyd nie. Die tyd wat ek en jy het hier op aarde, is nie baie lank nie. Vir van ons is al bietjie ouer. Moes ek dit nou gesê het? Die tyd wat ons het hierso, behoort kosbaar te wees, uitgekoop vir die Here. Ek onthou ek praat op 'n tyd met iemand en ek sê altyd die mense praat grys met my. Hulle praat nie swart of wit nie. Dit klink my de mekaar. Dit is so 'n mengelmoes en ek sê vir die persoon, hoor hierso. Jy's my so uitvoel uit met die Here. Ek sê jou nou. Die dag wanneer jy oë toesluit en jy gaan die ewigheid in. Wat gaan jy vir die Here sê? Want dit lyk my jy het 'n verhouding met die Here nie. As ek en jy ons oë sluit vandag en in ewigheid maak ons oop by die Here, wat gaan ons vir die Here sê? O Here, ek moes baie meer tyd met U gemaak het. Ek moes eintlik die deur lankal geantwoord het. Ek moes eintlik al lankal een genooi het. Die Here wil elke dag so 'n oomblik hê. 'n Tyd hê om by jou stil te staan. 'n Tyd hê om eintlik sê om die brood te breek, om homself bekend te maak. In jou besige lewe, in jou skedule, in jou planne, in jou visie vir die toekoms. Die Here wil jou ontmoet daarin. Ek klop aan die deur vandag. En die smagting in sy hart, die begeerte in die Here se hart, is eerstens vir jou bekering, dat ons nie louwarm sal wees nie. Sy grootste begeerte is vir maaltyd. En dis hoekom ek dankbaar is dat ons vandag hierdie maaltyd gaan hê. En ek loof sy naam daarvoor. Ek wil graag 'n uitnodiging maak. Ek wil jou net uitnooi om na die nagmaaltafel toe te kom nie. Ek wil graag miskien met jou vir 'n oomblik jou hart voorberei. As hierdie boodskap vandag met jou gepraat het, wil ek jou graag uitnooi. Maar vir dit, kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. As ek weer deur dit kan vat, van begin tot einde. Jesus praat met die gemeente, in sy woord, hy praat vandag ook so, met elkeen van ons. En hy praat met ons geestelike reis, hy praat met ons geestelike identiteit. En dalk vir 'n oomblik sê jy vandag, ja, hierdie woord slaan vas, ek is louwarm. En ek moet dit erken, ek voel soos hierdie camouflage Christian. Ek voel partykeer het ek dit reg, partykeer het ek dit verkeerd, partykeer is ek naby aan die Here, partykeer voel ek ver. Partykeer voel ek gehoorsaam, partykeer voel ek ongehoorsaam. Maar as jy vandag is, en jy gee ag op hierdie boodskap, en jy sê, joh, Here, U ken my hart. Kom verander my, ek kom tot bekering. Ek kom tot inkeer. En ek sê van nou af vorentoe, wil ek graag intentioneel U prioritiseer in my lewe. As dit vandag jy is, wil jy vir 'n oomblik net staan. Daar's 'n paar mense, ek weet, hierdie boodskap praat met jou. Hierdie boodskap beteken nie, is 'n sondaar, hierdie boodskap beteken, ek het die Here nodig. As jy is vandag, wil ek graag hê jy moet staan. Ek wil nie met deelneem aan hierdie maaltyd, hierdie tafel hier voor, sonder dat jy weet, jy is nou op die beste plek by die Here nie. As jy vandag sê, Here, daar's vir 'n oomblik in my hart, voel ek bietjie lou, voel ek nie heeltemal daar nie. As dit jy is vandag, wil ek graag saam met jou bid. Ek wil graag hierdie bekeringsboodskap of gebed saam met jou bid. Ek is dankbaar dat jy staan. Ek is dankbaar dat jy staan.
Ek wil graag vandag saam met jou bid. Uiteindelik is dit tussen jou en die Here. Dis erkenning, Here, ek soek meer. Maar Here, ek wil ook meer insit. Here, ek wil nie by 'n leetafel sit nie, ek wil iets vir U voorberei. Ek wil nie soos die Laodisense wees nie, ek wil nie warm of koud, ek wil U dien met alles in my. Gee laaste kans, is dit jy? Kom ons sluit ons oë net so. Here, dankie dat ek my hand kan uitstrek oor elkeen wat nou staan. U ken elkeen se behoefte, U ken elkeen se hart. U is bekend met ons wee, U is bekend met ons gedagtes, U is bekend met ons planne. Here, U ken elkeen se hart hier vanmôre. In spesifiek elkeen wat staan. Here, mag ons harte brandend wees. Mag ons nie wees soos hierdie gemeente Laodisense waar U hulle nog moet aanspreek, maar Here, dankie dat U ons selfs aanspreek en die tug en die liefde wat U het vir ons is om te sien dat ons nie so sal bly nie en so sal lyk nie, maar Here, dat ons geroep word vir meer, geroep word om effektief te wees. Vandag kom bid ek, Here, dat in ons stilte tyd, elkeen in spesifiek wat staan, dat in ons stilte tyd ons iets sal beleef van U teenwoordigheid, iets sal beleef van U sit saam met ons aan tafel. Here, mag ons ook in daardie oomblik iets hê om te deel, al is dit om U woord vir Uself te lees, al is dit om te sê, Here, hier is my lewe, al is dit 'n lied op my lippe, al is dit my lewe wat ek net voor U plaas, al is dit my gehoorsaamheid, because obedience is greater than sacrifice. Here, mag ons harte oop wees voor U, Here. Mag ons ingekoop wees om te sê, Here, mag U wil geskied in my lewe en mag ek agting gee daarop. Here, ek kom bid vir elkeen persoon wat staan. Mag ons brandend wees vir U koninkryk. Mag ons aangewakker word, Here, om effektief te wees. In Jesus naam bid ons dit. Heilige Gees, ons kan dit nie doen sonder U nie. En daarom bid ek vir elkeen nou. Elkeen in die hele gebou. Heilige Gees, kom vul ons opnuut op so 'n manier dat ons sal weet dat U liefde dra ons, U liefde versterk ons, U liefde stuur ons, U liefde gee ons identiteit. Ek kom bid dit vir elkeen in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus. Here, dat wanneer ons sit aan tafel, dat dit werklik vir ons sal voel en sal wees asof ons saam met U sit. Want eintlik doen ons. Bid ons dit in Jesus naam. En elkeen sê, amen. Gemeente, die Here verlang dat ons opreg sal wees in ons wandel saam met hom. Dat ons nie met ons lippe een ding sal verkondig en ons lewe iets anders nie.